Goeiemôre, baie hartlik welkom hier. Baie dankie dat jy ingeskakel het om die evangelie van ons Here Jesus Christus te hoor. Vir enige disipel van ons Here Jesus is dit sekerlik die belangrikste ding om te verbly vra na die wil van die Here. En dis waarmee ons besig is, om sy wil te wete te kom, soos wat hy dit aan ons geopenbaar het in sy woord deur sy Gees. Deur sy Gees, want dit is net deur die genadige werk en kragtige werk van die Heilige Gees wat ons enigstens sal belangstel om te bly vra na sy wil. En dit ook te doen met alles wat ons is en het. Kom ons bid daarvoor en ook vir sy seën. Ons Vader in die hemel, ons bid dat U ons sal seën deur die Gees, dat U ons genade en krag sal gee om te bly doen in gehoorsaamheid wat U van ons vra. Help ons om in alles in nederigheid voor U te lewe. U wat oral is, wat alles weet en vir wie niks so moontlik is nie. Dis vir U wat ons wil eer met ons hele lewe. Dis aan U wat ons al die lof en aanbidding van ons harte wil toebring. Ja, Here, ons weet dat ons nietige mense is en daarom vra ons dat U ons sonde sal vergewe. Seën ons nou waar ons hier rondom U woord by mekaar, sodat ons sal hoor hoe U self aan ons openbaar. En in besonder wat U wil vir ons lewe. Dit alles bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. In die 10 gebooie sê die Here duidelik wat sy wil is. Ons het in die eerste 2 gebooie die hart gehoor van ons verhouding met die Here. Dat hy alleen aanbid wil word en dat hy in gees en in waarheid aanbid wil word. In die 3de en 4de gebooie gee die Here ons in sy genade aanwysings van hoe ons dit moet doen. In die 3de gebod, waarna ons vandag gaan kyk, sê hy hoe ons hom moet eer en in die 4de gebod hoe ons lewenspatroon moet inrig om dit te kan doen. Kom ons lees in die 3de gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly. Eksodus 20, vers 7. Sekerlik een van die ekstreemste illustrasies van ongehoorsaamheid van hierdie gebod in die Nuwe Testament, lees ons in Handelinge 5, vers 1 tot 11. Kom ons lees dit saam. Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias en sy vrou Safira, wat 'n eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir homself agtergehou en net 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom: Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune, en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelief nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval, en al die ander wat het gehoor het, is baie bang geword. 'n Paar van die jonges het nader gekom om toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra toe vir haar: Sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy vir hom, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar: Waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here uit te vat? Die mense wat jou man begrawe het, is net weer by die deur. Hulle sal jou ook uitdra.
Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jongman het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het baie bang geword. Ons lees tot hiertoe. Hoe is die leuen van Ananias en Safira dan 'n oortreding van die derde gebod? Petrus sê in sy eerste brief, hoofstuk 4 vers 16, maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom ook nie daarvoor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God vereer. Letterlik staan hier, in daardie naam moet jy God vereer. Nou, wat is in 'n naam, sou jy kon vra? Kom ons kyk 'n bietjie vlugtig daarna. In die Bybel wys die naam van God op sy eienskappe. Tweedens dui dit op God self. Ek sal lof sing tot die naam van die Allerhoogste Here, Psalm 116. Derdens dui dit op die wil of bevel van God, waar die Here dikwels sê, ek kom na jou toe, deur die profete, ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare. En vierdens dui dit op die aanbidding van God. Paulus sê dat hy nie alleen bereid is om geboei te word nie, maar ook te sterwe vir die naam van die Here Jesus. Ons sê so baie keer dat ons op grond van hierdie gebod nie die naam van God mag laster deur dit betekenisloos te gebruik nie. Dan dink ons onmiddellik daaraan dat ons nie mag vloek nie, dat ons nie mag stil bly as iemand anders sy naam misbruik nie. En dis waar. Dis wat hierdie gebod van ons vra. Ons mag die naam van God nie van sy ware betekenis beroof deur ons gebruik daarvan. Ons mag nie sy naam tot niks maak, want dan maak ons God self tot niks. En dis per slot van rekening wat Ananias en Safira gedoen het. As draers van die naam van Christus het hulle hom goedkoop gemaak voor die oë van die wêreld. Nou is die vraag, is jy nie besig om deur jou dade God se naam betekenisloos te maak nie? Om God van sy eer te beroof nie? Jy wat sê dat jy Christen is, wat jouself te buite gaan met sterk drank, wat lieg en bedrieg, wat liefdeloos optree teenoor die mense rondom jou, wat rassistiese uitsprake maak, wat so optree dat mense nie kan sien dat jy 'n Christen is nie. Jy is besig om deur jou optrede God se naam te misbruik. Jy vloek teen God. Jou optrede wys dat jy nie genoeg gewig verleen aan die Here in jou lewe nie. Dat jy hom nie as baie belangrik ag nie. Nie belangrik genoeg dat jou hele lewe sin van sy teenwoordigheid nie. Is jou optrede op 'n Saterdag aand of enige ander tyd van die week so dat ander sê, as 'n Christen so optree, dan wil ek liewer nie 'n Christen wees. Weet jy, dis die grootste rede hoekom mense nie kerk toe wil kom nie. Hoekom hulle niks van die Here wil weet nie. Hulle dink niks van die Here nie, omdat die wat die Here se naam dra optree, asof hy nie daar is nie. Daar staan in Romeine 2:24, as gevolg van julle optrede word die naam van God deur die heidene nasies belasting. Titus 2 vers 5, daar staan dat die verkeerde optrede van gelowiges die naam van God in diskrediet bring. As dit waar is van ons lewe,
al is dit net soms waar, dan oortree ons hierdie gebod. Dan misbruik ons wat die naam dra dat ons Christen is, misbruik ons die naam van God. Ons ontneem God van sy eer. Die betekenis van sy naam word dan weggekalwe. En dit verduidelik die uiteinde van Ananias en Safira, dat God nie ongestraft bly. As Christen, volgeling van Jezus, discipel, moet ek as draer van sy naam, met my woorde en dade, die waarheid van sy naam bly uitdra. Ek mag nie stil bly as sy naam oneer aangedoen word, maar ek mag ook nie stil bly as sy waarheid verkondig moet word. Ons Here Jesus Christus het die gebod volmaak kom vervul. Hy het die naam van God kom bekend maak aan ons. Deur hom sien ons die hart van ons Vader wat in die hemel is. Hy het ons so lief gehad, dat hy sy eie seun nie gespaar het, maar hom gegee het as offer vir ons sonde, sodat elkeen wat aan hom glo, die lewe kan hê. Deur hom, ons Here Jesus, kan jy met vrymoedigheid na God toe gaan. Die Here Jesus Christus het God se naam kom bekend maak. En hy doen dit steeds deur sy Gees. Sy Gees wat in jou werk, om met jou woorde en dade sy naam te bely en hom te prys, sodat almal wat jou hoor en sien, God sal verheerlik. So gee jy betekenis aan die naam van God, die naam wat bo elke naam is, deur jou lewe, deur jou woorde, gebruik jy die naam van God, sodat hy die eer sal kry. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die genade wat U ons gee om U kinders te kan wees, om naamdraers te wees van ons Here Jesus Christus in hierdie wêreld, om hom op te lig, te verheerlik, om hom te verhef, sodat hy U al die eer sal kry. Ons dankie vir die voorreg en ons bid dat U ons sal begenadig om dit te doen met ons Here wees. Here, ons kom ook na U toe om voorbidding te doen vir so baie mense, ook vir ons land, vir die wêreld in hierdie tyd van die pandemie. Ons bid dat U ons sal seën, insig en wysheid sal bly gee om te doen wat ons kan en moet doen met dit wat U ons gegee het, sodat U naam verkondig kan word. Ons doen spesiaal voorbidding vir baie siek mense in ons gemeente en ook daarbuiten. So dra ons aan U op vir Irene Rompel, vir gesondheid en lewenskrag, en ook dat U haar sal seën in hierdie tyd van afsondering. Ons bid ook vir Wian Oosthuizen, wat met immune deficiency disorder gediagnoseer is en behandeling ontvang. Ons bid vir hom en sy ouers. Ons dra ook vir Trips van der Walt aan U op, wat gediagnoseer is met selkanker. Sy gaan aanstonds vir behandeling en in Augustus maand weer, en ons bid dat U vir haar uitkoms sal gee. Ons vra ook, Here, dat U met Leonie Oberhofer sal gaan, en ook al haar mense, ook met Rihanna Potgieter, Lenet Roberts, ook Rihanna se twee dogters, Kiana en Anessa. Ons vra ook dat U met Ruth Jean Pretoria sal gaan. Hulle almal is positief getoets vir die coronavirus. Ons bid dat U vir hulle en hulle mense uitkoms en gesondheid en lewenskrag sal gee.
Ons dra ook al die skoliere en onderwysers aan U op, wat in moeilike tye hulle werk moet bly doen. Ons vra dat U al die gemeentelede en hulle families in hierdie afsonderingstyd veilig en gesond sal laat bly, dat U hulle sal bewaar. Ons bid vir al die mediese personeel, dat U hulle ook sal seën. Vir die ouderlinge en diakens wat hulle werk moet doen en ondersteuning moet gee, bid ons dat U hulle krag sal gee om dit te doen. Ons vra dat U met soveel mense sal wees wat hulle werk verloor het in hierdie tyd. En besonder vir André van der Merwe, bid dat U uitkoms vir hom sal gee. Ons dank U, Here, vir gesondheid en lewenskrag wat U aan Philip Venter gegee het, Sakkie Meyer, Marieke Kutsie, Paula Wastel, Karel Terwiel se suster Saartjie, en ook dat U vir Pierre Leroux werk gegee het, dat hy nou met werk kan begin. Ons dank U, Here, dat U gebede verhoor. Ons loof en prys U, Here, vir soveel wonderlike dinge wat U in ons gemeente laat gebeur. Vir almal wat betrokke is by die uitreiking aan mekaar, ook die verpakking en verspreiding van die kospakkie. Ons bid dat U ook daar sal krag sal gee, sodat U ons kan bly doen, dat U ook die bronne sal beskikbaar stel. Omvou ons met U liefde, Here. Gee ons moed en krag. Verhoor ons gebede. Die uitkoms op U tyd. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel was en pas jouself op. Lees ook die nuusbrief. Mag jy vrede ervaar in hierdie week.